die son gaan staan. Sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind. Dis by die huis my kind, dis net ek en Hey julle, welkom by Vaskap. Ons hengel bietjie by Rodekoppiesdam vandag. En al lyk dit nie soos winter nie, dis behoorlik winter. Ons is so 4 dae van die middel van die winter af. Gaan werk het uit, wat is die datum? Ons gaan vandag bietjie pap gooi. En ons gaan sommer net kyk of ons 'n paar lekker papgooivisse kan vang in Rodekoppies. Ek sit hier so by die ou Noord-Transvaal gronde, nou bekend as Rodekoppies Hengeloord. En ons sit so op die ou boat launch waar ons vir onsself 'n plekkie gemaak het om 'n bietjie lekker te hengel. Hier's baie mooi visse wat spring. Hoopelik vang ons een van daai grootes. Hoopelik kry ons een van hulle aan die lyn. Maar Rodekoppies het hierdie tyd van die jaar ontsettend baie jong vis. En ons gaan kyk of ons 'n paar van hulle kan hak en vir julle op kamera sit. Kom hengel lekker saam met ons en ons hoop julle leer 'n bietjie iets van winterhengel by Rodekoppiesdam. My eerste hoekasie wat ek gaan gebruik is 'n Bloutrein mieliepit. Nou dit is 'n spirits gegeurde mieliepit en ek knip hom net so af en die rede daarvoor ek hengel 'n klein hoekie en ek wil hê die geur moet bietjie uitkom. So ek gaan hom haak. Vir julle wys daar's 'n spesifieke manier hoe ek hom haak. Ek het hom nou oopgeknip. So aan die kant waar ek hom oopgeknip het, gaan ek hom net so inhaak en uit op die onderkant en dan gaan ek die ronding van daai hoekie vat. En ek gaan hom net so in die bolletjie indruk. En dis my hoekaas. Ek hengel net met een hoekie. Die rede daarvoor, as ek een van die groot visse optel, wil ek nie 'n tweede hoekie wat kan vashak nie of die vis in die lyf hak nie. Een van die dippe wat in die winter baie goed werk is die Toba Garlic, veral vir die groter vis. So ek gaan my regterkant se stok gaan ek so 'n bietjie dieper hengel en ek gaan kyk of ek die groot vis met hom gevang kry. Nou ek wil nie te veel van die dip opsit nie. Ek gaan net so 2 druppels opsit en dan gaan ek hom so 'n bietjie plat smeer en saam met die Toba Garlic gaan ek 'n bietjie van die paint opsit. Nou paint is een van ons oorspronklike dippe van die Signature series. So wat ek gaan doen, ek gaan dit op die ander kant opsit. Dis basies 'n spirits geursel. Spirits mielie, spirits geursel. Bietjie kleur in die water. Nie te veel kleur nie, want dan kom my jong visies, hierdie pit het nou losgekom. Dit kom net weer vas. Daar's hy. So gaan ek hom ingooi op die lang stok. Ek gaan hom op so 100 meter gooi. Kyk wat gebeur. Dalk vang ons 'n mooi vis met hom. My linkerkant se stok wat my kort stok is, gaan ek met die flouties hengel, want ek wil die jonger vis met dit teiken. So Sweet White Garlic SWG flout uit ons reeks uit. So ek weet nie hoe lank die stok gaan lê nie. Ons hou kom bietjie meer na die middel toe. En ons doen presies dieselfde met hom. Trek hom terug in die bolletjie. Daai bolletjie blus baie vinnig. En dan lê daai floutie lekker los daar langs die bolletjie. Ek gaan 'n klein bietjie van die B gee, wat 'n lekker sterk grenadella geur is, op die voerbal sit. Net so, laat hy so bietjie hom los, dat hy so bietjie intrek. En dan saam met die B gee, Black Magic. Dis so 'n bietjie kleur en 'n bietjie spicigheid in die water. Oeh, dit is amper te veel. As hy. Oeh, daar byt my aan 'n stok. Asai. Visie aan. Jo, dis nou lekker vinnig.
Ek het hier van kamera af 'n vis op my een stok verloor. En ek het hom net teruggegooi. Toe byt hierdie ene. Dis 2 visse verloor, een op die een en een op die ander ene. Wat rode koppies lekker maak in die winter. Jy hoef nie deeg te maak nie, jy kan sommer pitte hengel. Daai blou trein mieliepit met die paint en die turbo garlic op die voerbal. En hier's baie van hierdie jong karpe om te vang. Asai! As ons eerste visie vir die dag. Lekker jong rode koppies karp. Hierdie gaan 'n groot vis raak. Ons noem dit 'n diepvis, hy's amper rond. En hy lyk so lekker, want hy eet so lekker. Ek gaan hom terugkry, opaas, en dadelik nog een probeer vang. Dankie, groete. Ek is nog besig om hier op te aas. En hier gaan die kortstok. Kom ons vang hom. Sy, hallo. Om so 'n bietjie vashou. Hallo. Ja, ek trek jou terug, ou. PG en Black Magic. Jou lekker ding. Die stok het. Ek het van kamera af 'n visie verloor met die stok. En ek het hom net weer met dieselfde aasies teruggesit. En as hy nou 5 minute gelê het, dan is dit regtig lank. Gaan wel regtig probeer om 'n groot vis te vang. So ek gaan 'n bietjie rond en bond gooi, ek gaan nie heeltyd op dieselfde plek gooi nie. En wat baie keer gebeur, jy moet net probeer wegkom van die kleiner vis af. Ons het 'n bietjie voer in die water daarvoor. Ons het van ons nuwe signature series particles. Vanoggend toe ons hier aangekom het ek net so 'n bietjie gaan strooi. En ek moet sê ek is baie gelukkig dat die visie so vinnig op dit is. Particles het alles daai level 5 feed mix van ons in. En dit is daai lekker sweet corn reuk. Ek het amper self 'n happie daar binne gevat. Kyk hoe vet is hierdie karpie. Rond en gesond. Hy lyk amper soos ek. Man, dis nou regtig 'n mooi vis. Dit is so 1.2-1.3 kg. Ek sou graag 'n groter een wil vang wat so lyk. Hierdie een het gebyt op daai sweet white garlic floatie en dan op die BG en die Black Magic. Ek gaan hierdie visie met die net terugsit. Ek gaan gou vir julle verduidelik hoe die regte manier is om 'n floatie te haak. Ek haak die floatie in sy lengte, maar ek haak hom so op die kant deur. So laat meeste van die float aan die buitekant van die hoekie sit, soos wat julle daar kan sien. Nou is die hoek lekker oop en die floatie kom uit die pad uit as die hoek sy werk moet doen as hy die vis moet haak. Jy moenie as jy hom terugdruk in die voerbal in, moet hom nie inhaak nie. Gebruik die ronding van die hoekie en dan druk jy hom lekker in die floatie so 'n bietjie teruggeskuif nou. Maar as jy dit so doen, gaan jy die vis altyd lekker maklik haak. Ons is reg om weer die linkerkant se stokkie in te sit. Dis die vlakstok. Een hoekie, SWG float sweet white garlic. Soetste, sterkste
garlic float op die mark, punt, klaar gepraat. En dan, daai oranje, is die BG, lekker sterk grenadella geur, en daai donker kleur is die Black Magic. Daai Black Magic gee 'n bietjie fluoresien af. As ek nou nog 'n jong visie vang, dan gaan ek dit wegvat. Dan gaan ek ietsie anders daar sit wat nie fluoresien afgee nie. Want ek wil kyk of ek die groter vis kan kry om te byt. En partymal as jy fluoresien goed gooi, dan trek jy maar net daai jong vis bietjie vinnig. Kom ons kry die stok in, en dan kyk ons hoe lank vat dit vir hom om te byt. Ons het 'n vis hier wat die lyntjie styf trek, maar hy wil nie. Moet hom loop nie, nou laat sak hè. En wat doen jy as hy hom laat sak, tel die stok op. En dan katrol jy, en as jy voel jy stok se punt begin swaar word, dan kan jy net so 'n bietjie terug lê in hom in. Nie te hard kap nie, dan ruk jy sy lip af. Dan is hy visie aan. Ek het hom nou 'n bietjie verder gegooi. Maar die jong visse is letterlik oral, en dis die lekker ding van rode koppies hierdie tyd van die jaar, waar die ander damme afskakel, skakel rode koppies aan. En dis nie so koud hier in die Bosveld nie, julle kan gerus 'n bietjie draai hier kom maak. Hier is nou weer op daai Turbo Garlic en die paint kombinasie wat die laaste tyd lekker deurkom in al die damme. Ek gaan nou, dis die laaste keer wat ek dit gooi, ek gaan 'n bietjie iets anders te gooi. Dalk 'n Tutti Frutti pit nou gooi, saam met ietsie anders, om te kyk of ons nie baie groter karpe kan uitkom nie. Die vis is baie so vinnig, die mieliebolle kry nie kans om te blus nie. Oepsie. En dis weer een van daai ronde visies. Hey my ou, kom. Lekker rustig is hy. Nog 'n gesonde karpie. Jo, kyk hoe trots is daai mannetjie. Lekker reg op sy vin. Kom ons kry hom in die water. En dan gaan vang ons nog eene. Dankie jou bil. Ek gaan 'n klein veranderingkie maak op my langstok. Jy spring verskriklike mooi visse oralheen, en die level 5 feed mix en rode koppies loop hand aan hand, maar jy kan dit ook gebruik as 'n buldip. Ek het dit nou nie vandag in my voer gesit nie, en ek is amper klaar spyt daaroor. Want die groot visse spring oral, so gaan net dit opsit, maar ek gaan nie skaam wees met dit nie. Ek gaan dit lekker dik oorgooi, en ek het 'n Tutti Frutti mieliepit op die hoekie, en dan gaan ek hierdie so lekker oor die bol smeer. Die groot visse maak my mal as hulle so spring. Hoopelik gaan ons vir julle een op kamera kan sit. Ek gaan hom net so insit, ek gaan hom so 'n bietjie hang, laat dit so oor die bolletjie loop. En kyk ons wat vang ons met hom. Besig, en ek hoor hier loop 'n ding, en daar wat jy met my sê die vis byt hou. Dis beter, dis beter. Loop, go, kom ons kap hom. Jo, dis 'n beter vis. Hierdie voel nou so 'n bietjie beter vis. Dink jy dit is 'n groot visie, maar hy's beter. En wat ek nou gedoen het, is baie visse wat speel, en ek het net besluit ek gaan hom bietjie korter gooi, want as jy te veel op een plek gooi, dan gaan jy dieselfde visies heeltyd bly vang. En as jy sosiaal hengel, is dit natuurlik wat jy wil doen. Jy wil soveel as moontlik vis vang. En jy wil hê almal wat saam met jou gaan moet 'n vis vang, en dis wat rode koppies so lekker plek maak. Almal kan 'n vis vang hierso. Daar's party plekke in die damp waar jy nou net bietjie dieper moet hengel, maar ander plekke hoef jy nie so ver te hengel nie, maar as jy 80 tot 100 meter ver kan gooi, gaan jy altyd kan vis vang in rode koppies. Ek het hierdie 'n bietjie korter gegooi, het seker op so 60 meter geval. Bietjie langer gelê, maar hy het 'n mooi run gegee. Ek het gedink hy's groter, maar ek dink hy gaan maar dieselfde wees. Die springvis, skrikkelike groot visse, daar het nou weer een gespring. Hoopelik gaan een van hulle nou 'n foutjie maak.
Hier is regtig 'n mooi vis. Man, hierdie visse is baie gesond. Hierdie vis is, alles is so kort, hy is by die 2 kg en ek vat hulle enige dag. Ek gaan 'n klein aasveranderingkie maak op my linkerkant se stok. Aangesien die vis so fliks byt, ek probeer die hele tyd om 'n groter vis te vang. Nou wat ek hier gedoen het, ek het 'n borreltjie van ons plain mieliepitte gevat en ek het van die ouzo flavour gevat. Dit is ons sterk anys. En ek het dit net by die pitte gooi en ek het sommer net vir myself 'n stukkertjie gemaak wat sê anyspitte. En hulle gaan een van die dae so op die rak ook verskyn, so ek gaan weer eens net een van die pitte vat. En ek gaan iets doen wat ek nie baie van hou om te doen nie. Ek gaan net die pit haak, want die pitte ruik verskriklik sterk. Ek gaan nie dip op die bol sit nie, dit net so om knip, inhak, ingooi, kyk wat gebeur. Sit 'n byt hier so op hierdie stok. Ek was daar doenig met een van die stokkies wat ons op die kant ingegooi het. Visie aan. Hy het lekker ver geloop. Ek het gehoop is 'n grootte. Hier is op baie anyspit. Wanneer jy nie 'n unhooking mat het of iets het waarop jy die vis kan hanteer nie, doen dit soos wat ek het doen oor die water en dis die rede daai. Dat jy as die vis uit jou hande uitval, dat hy nie seer kry nie. Die hoekie het nou deur sy lip gehaak. As hy. En hanteer hulle maar so bo oor jou net as jy staan vir die fotootjie. Jo, hier is 'n kort dik vis. Hy is eintlik ongemaklik om te hanteer. Het is 'n lekker dag hier by Rode Koppies. Hier is ons laaste visie. Volgende keer gaan ons 'n bietjie spesie hengel hier. En my vetes vang. Maar kyk hier die pragtige visie. Oor die 2 kg vir so kort visie. Dit wil gedoen wees. Boom chakalaka. O, is 'n beter vis. Hier is die vis wat ons voorgekom het. Man, dis lekker. Rode Koppies. Bly maar, een van daai damme. Winter en somer. Jy moet net jou dieptes wissel. Die aas bly heel jaar dieselfde. En as jy wil sien wat 'n aas werk by Rode Koppies, maak bietjie draai op ons Facebookblad. Vaskap, tik net Vaskap op Facebook in. Kyk daar vir die amptelike blad. En dan kyk julle bietjie daar vir die Rode Koppies program. Ons gaan ek gaan 'n fotootjie van hierdie vis neem en onder dit sal ons die aaskombinasies in die goed opsit waarmee jy by Rode Koppies kan hengel. Was hy nou los? Hier is 'n mooi vis. Jo, lekker. Hy wil nie ophou nie. Die polisie is ek al so 50 meter in die water. Kom.
Lekker, lekker. Is 'n mooi rode koppie skarp. Op daai Tutti Frutti pit. En ek kan nou nie eens meer onthou nie. Ek sou so opgewonde, ek kan nie onthou wat het ek saam met dit gesit nie. Maar ek weet die Tutti Frutti pit was daar op. En man, what a fish. En om terugsit, eers 'n foto neem. En dan gaan ons dit weer 'n keer doen. Maar ek neem vir ons 'n foto daar. Kom ons kry hierdie vis terug. Sit hom nie so terug. Ons het 'n stokkie op die kant ingegooi. In die baai, hier spring groot vis hier in die baai. En ons het nou ene aangekry. Toe swem hy daar na die krokodil toe. 'n Regte krokodil. En daai kameraman sê hy gaan nie soontoe nie. Ek moet soontoe gaan, maar die vis het ongelukkig afgekom. En hier hardloop die stokkie weer. Van die een groot vis spring ons na die ander ene. Hierdie een is bo op die water. Hy is nie so groot soos daai vorige een nie. Die vorige een was so 8 kg. Maar hy's 'n mooi vis. Ons het hierdie vis seker 15 meter van die kant af gevang. Joh, lekker ding. Joe. Hier is ons laaste vis vir die program. Wat 'n voorreg om so vis by rode koppies te vang. Ek gaan hom dadelik terugkry. Gou 'n foto neem, dan gaan ons hom terugsit. Man, dit is net lekker. Ons gaan gou weer hier na toe kom. En dan gaan ons net hierdie ouetjies probeer vang. Dankie julle saam gekuier het. Sien julle volgende keer weer. Okay. Ons kry hom terug, David. Saam sou die wêreld vergaan en die son gaan staan sonder my sorge weg van die wolwe die gejaag na wind. Dis by die huis my kind, dis net ek en die son skyn langs die water.